welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek met Auntie Wasila Abrams in haar kombuis. Hallo julle. Wie ek kan daarom vir julle sê, ek word so lekker bederf en julle sal my nie glo nie. Maar ek gaan nie vir julle sê wat ek alles agter die skerms kry nie. Maar vandag gesels ek in die kombuis saam Auntie Wasila. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ek moet daarom sê, ek is alhamdulillah. En ek hoef nie eens regtig te vra hoe gaan dit met u nie. Daai pink lippies. En daai pink necklace. En die doekie girlfriend. Sê sommer alles. En dit was hulle, vandag op ons kykers, wat maak u vandag vir my? Vandag gaan ek maak masala grilled fish. Okay. Nou ek het een van die shows gewatch en ek sien Higgins was mos op en hy het ook mos nou vis gemaak. Maar hy het mos nie ryk mense se vis gemaak. So vandag maak ek mos nou die hyk, die gewone hyk. Wat ons mos nog ken. Stokvis wat ons ken, ja. Maar ek hou van kapojo. Ek hou van hy's 'n baie lekker sagte, maar ook firm vis. Né? Hy maak 'n baie lekker grill. Maar omdat ons maar die vis het nou nie gebyt nie, want dit was nou lekker gereën man. Verstaan jy? Met die reën weer kry jy mos nie sommer al die exotic fishes wat ek sien Higgins het nie. Ja, okay. So ons het nou hyk gekry. Maar ek gaan ek vir jou een iets gou sê. Ja. Maar ek koop nie die vis nie. My man gaan koop die vis. Want hy dra baie kennis omdat hy so lief is vir vis. So hy dra gevaarlik baie kennis van vis. En as ek mos reg om die ou in die weer te steek. Oh yes, absolutely. Ek gaan nog later veel vertel van daai. Daai sal ek wil hoor. Die stories later, jy weet al die geheimpies. Wasila, vandag ons kykers, wat is alles op die tafel? Okay, so vandag het ons gaan 'n bietjie mixed veggie steam. Goed. Okay, because kyk as masala vis, so ons wil dit met nou neutral laat, so alles masala in. Toe gaan ons nou 'n bietjie steam die veggies en dis maar net die mixed veggies, broccoli en cauliflower en carrots, reg? En dan gaan ons 'n bietjie sweet corn by kook. Ja. Okay. Hierdie peppers is vir ons hoe sê hulle, die topping van die vis. Yes, okay, so garnish. Nou garnish. En die dania gaan in die masala. Nou ek mix my eie masala, my eie vis masala. Ek hou daarvan. Dit is 'n vis masala hierso. En dan is daar 'n bietjie turmeric en 'n jeera. Ja. En daar's 'n bietjie crushed chilies, maar ek dink nie amper jy gaan hom gebruik nie, want dit mos nou 'n persoon. Ons gaan nie name noem nie, wat mos nou nie sterk kos nie. Ja. Okay. Maar ek wil nou net gou sê, voor ons mos nou begin het die Auntie mos nou maar sommer eiwen goed is laat doen, want julle weet mos nou al ek en die eiwen is nie goed vriende nie, sorry, eiwen sal daar op die stof. Auntie Wasila, kyk gou vir my daar. Ja, maar hy brand. En sê gou vir ons mense, wat het jy toe nou alles ingegooi te lank daar? Okay, kyk hier so die eiwen het nou 'n bietjie te bruin geword. So ons, alhamdulillah. Okay, nou die eiwit het nou 'n bietjie terwyl ons nog gepraat het, die eiwit nou 'n bietjie te bruin geword, maar ons gaan gou daai fix. Yes, okay. Ons gaan gou daai fix. Ek gaan hom nou afhaal, maar basically het ek 'n bietjie olie en botter, want botter brand hom, so ek het 'n bietjie olie by. Maar ons het nou lekker lank gesaal, reg? Dan het ek 'n bietjie garlic ingesit. Okay, en ek laat dit 'n bietjie warm word. En toe het ek die eiwit nou net die sliced onions hier ingesit. Okay. Maar ek gaan hom afhaal op nou because hy het nou 'n bietjie. Die Auntie noem nou om te sê dat die eiwit gebrand. Maar dit het nou nie gebrand nie man. Hy het nou net hy lekker bruin dinge gekry, né? Maar sy weet mos hy botter en hy garlic brand storie, né? Dis mos regtig brand nie. En daai laat nou sommer vir my sommer nies man. Ayene. Okay, ons het nou verder klaar, ons het al die ingredients. Ja, die botter is basically en die olie om die pan te line. Want as ons klaar die vis masala het, dan gaan ons vir hom in die plaat sit. En hy word gegrill in die oond. Okay. Nou wat se werk het jy van my hierse? Okay. Jy kan vir my hierdie pepper slice. Okay, en daai enetjie kan jy net okay. En die anders in ringe. In ringe ja. En maar jy moet die kool uithaal. Alles is gewas. Goed. Okay. Dan ek gaan gou die water opsit, dan sit ek so lank die mielies want hy kook mos 'n bietjie lank. Okay, die moet net gesteam word. Okay. Maar jou werk is nie Is dit klaar nie? Klaar nie. Daar's nog 'n hele paar goedjies wat jy moet doen.
Okay. Ai, julle paar goede. Julle paar goedjies, ja. Ons gaan mos vir jou inspan, want ek hoor jy kla mos altyd. Die mense gee niks vir jou om te doen nie, maar jy is mos nou nie 'n gas nie. Jy is mos nou hier om vir my te help om voor te berei. Okay, alright. Nou ek gaan die mielies insit en dan kan ons die is nog te vroeg om die veggies te steam. Okay. So Kyk hoe mooi. Antie Wasila, kyk hoe mooi sny dit in ringe man. Ekskuus, ek het dit gewoon nie. Kyk hoe mooi sny dit in ringe. Alhoewel one thing you now really on another level. Ek kry nooit die, want ek sê mos vir my man af vir my in die kombuis, maar dit kom een dik en een dun en som van hulle is 'n bietjie skiefhoek. Dis hoe hy dit doen. Antie Wasila moenie so wees nie, man, net lees help die ou daar, né? Help daar man. Well, laat ek vir jou sê, after 43 years of marriage, dink hy ook maar nou net luister hierso, dat ek klaar kry met die job. Ja, want ek kan mos gaan rus op die bed. Verstaan jy? Hulle favorite pastime. Hy man, die Wasila moenie so wees nie, man. As mos daarom. Hy is moeg ja van die werk. Shame man, moenie so wees nie. En dan Wasila hierdie lekker dis vis storie wat jy nou gaan maak. Ja. Hoe is dit nou 'n gereelde ding wat jy doen of is dit nou net miskien vandag vir my? Nee, omdat my man so lief is vir vis, maak ek meeste fish dishes. So dit sal nou fish curry wees, snoek biryani, a pickled fish, especially nou met Easter. En dan is dit mos nou die grilled fish, vis frikadel. So jy kan mos nou dink hoe goed is ek al van vis eet al. So now and then moet ons 'n bietjie hoender in between, maar hy hou ook van curries. Vis curry is sy gunsteling. Okay. As hy vis gaan koop om te grill, dan kom daar altyd so 'n ekstra pakkie by. Dan weet ek al. Daai pakkie is weer sy vis curry storie, daai weet. Sê gou vir my, wat is die oom se naam? Galip. Boeta Galip, as jy vandag die program kyk, né? Onthou nou net, ons is in die maand van Ramadan, né? En hoor nou net. Hoe skinder die vrou van Anko? Ek dink daarom nie, dis reggie. Moet almal nou weet wat die storie nou is. Ek skinder nie van hom. Is dit 'n shading? Dis 'n shading, ja. As jy nou nie vir naam gevra het, dan dis mos nou nie name genoem nie. Verstaan jy? Nou, Wasila, nou dit is nou ook nou Ramadan en dinge word mos nou different gedoen in 'n moslimse huis mos nou in Ramadan. Nou, hoe is die help nou met Boeta Galip nou in Ramadan? Die help, ja. Nee, hy help nog altyd vir my in die Ramadan. Want kyk, as ons nou vanaand sê hy lus nou vir 'n bietjie tendingvleis of wat ook al, dan maak hy met vleis vir my skoon. Hy sal my eiwit sny, hy wat jy mos lekker om te doen, né? Hy sal 'n bietjie eiwit vir my sny. Hy sal my aartappels skil. So basically soos dit hier staan, sal alles ready wees. Alles ready, hy help vir my. Wag, kyk hier, nou gaan ek gou 'n moeilikheid aan mekaar steek, hè? Auntie Elsie, laat ek nou gou hoor. Is daai wat Auntie Anke Mark doen vir Auntie Elsie? Of is dit wat Auntie Elsie doen vir Anke Mark? Ek los julle gou met daai gedagte. Ons is nou weer terug. Nou ja, ek gesels nog steeds hier met Auntie Wasila en haar kombuis en ek gaan vir julle sê, ek hou daarom van die Auntie se Afrikaans, sy praat lekker, né? Probeer maar man, ons probeer maar. As jy nou probeer, ek dink nie so nie. Hy's lekker gesels. Auntie Wasila, jy het nou iets aangemaak hier. Vertel gou vir ons kykers, wat is dit en wat het jy gebruik? Okay, dit is nou my vis masala. Ek gaan nou switch soms na Engels toe. Dit gaan nie altyd so lekker die Afrikaans nie. Okay. So basically het ek hier in die vis masala, die bori, of die turmeric soos hulle sal sê, jeera. Los vir hulle, kyk vir my. Okay, en die jeera. En dan het ek in Robertson's fish for spice. Ja, okay, hulle moet my betaal. Ja, okay. Fish for spice, né? My soutvis ek al ek sout my vis altyd. Goed. En dan sit ek die sout hier in nie. Want 'n mens kan nie eintlik hier charge hoeveel sout wil jy in nie, right? En dan sit ons die dania wat jy natuurlik gaan opsny. Ja. Okay?
Of wil jy hê ek moet maar die Dania opkap? Vir wanneer wil jy dan nie dan Ek wil dit mos nou hier in. Vir nou. Ja, because ek wil jy dit stadig hier. Ek is stadig. Ja, nou ek maak net ja, daar is genoeg en so. En nog 'n bietjie. 'n bietjie, ja. So klein bietjie. Okay. En dan daar sy. Ja, So okay. as ja, so daai Dania gaan nou hier bygevoeg word en dan het ek 'n suurlemoen gevat. Ja. 'n hele suurlemoen en ek het sy sap gevat. Okay? So hy word hier ingemeng. Reg? En sodra dit reg is, Ja. en dan gaan ons hom aan die vis sit, op die vis smeer. Okay. Maar daar's iets wat ek vir jou wil sê van vis. Ja. Vis moet jy nie as jy gaste kry vir boeke vanaand, Ja. 10 minutes voor Adhan, Ja. né? Kyk ons eet mos nog sop en almal daai, right? Yes. So 10 minutes voor die Adhan, Ja. dan sit jy jou oond aan en as jou oond aan is en dan kan jy jou vis insit. Want as jy so langer jy die vis kook, dan gaan hy uitdroog en dan is hy nie lekker nie. Verstaan jy? So vis bak baie gou. Ek sal sê as ek gaste kry, ek praat nou nie in Ramadan nie. Yes. Whether Gewoon dit weg. middagete is of aandete. Ja. Ek gee Is altyd dit vir hulle so genoeg? 'n lykie. Is dit genoeg? So nog 'n Nog 'n bietjie bietjie fyn? Ja. En dan gee ek altyd vir hulle 'n lykie om te hoor waar is hulle. As ek Okay. hoor hulle is nou 'n halfuur weg, dan time ek vir hulle dan Yes. is dit net so voor 10 minute. Want jy weet mos as jy jou gaste inkom, Ja. dan is dit 'n Geselsery. gegroetery en geselsery en 'n drinkie hier en 'n drinkie daar. Yes, yes. So en dan by tyd as ons klaar daar is, dan kan ek net lekker opskep. Okay. En dan sit ons nog sommer lekker warm. Exactly, because imagine jy sit nou weer die oond aan en dan droog die vis uit. En uitgedroogde vis Abida Kyk is hier, niks en nou lekker nie. imagine, En dan moet ek nou vir my man daai uitgedroogde vis gee Abida. Nee, maar kyk gou hier man. Laat ek nou gou weer 'n storie spin hier. okay, Nou luister. imagine nou moet die vis warm gemaak word. Ja. En daar sit nou load shedding. Ja, daar is ook maar nog 'n storie, hè. Ja, so ons moet nou weg met die load shedding. Ja, dat en wil ek- mind, ja. Daar wil ek met daai galing se gesig sien. O, nee. Kyk eens, so dan gaan hy reg uit kamer toe, dan gaan hy kesie opsteek, dan gaan hy maar liewes op die bed lê. Ja, want deesdae kan jy nou ook nou nie meer vir Eskom trasie, maar okay. Nee, ons kan nie, glad nie. Okay, dis hy. Okay. So dat is dan basies nou amper soos die pys. Dis die pys, ja, maar ek dink ek moet net nog 'n bietjie olie byvoeg. Okay. Okay man, en ons moet nie vergeet van ons eie hierso nie. Wow. En nou net, ons moet dan eie by die garlic rice insit met die ja. Okay, so hy kan maar vanaand. Abida en die mielies kook ek het al vir hom opgesit al en alles klaar, ja. Alright. Okay. So ek gaan net 'n klein bietjie dis sy gunsteling. Sê gou vir my hierdie strips is hulle dan genoeg? Ja, alles Alles fyn. perfek, ja. Fyn, perfek. Kyk jy oulike kleur, né? Man, jy week amper bitter as gehalief na my hand. Ek wonder nou of ek nou nie vir hom moet maar nou bietjie sê, "Vat jy 'n bietjie 'n breek en ek het 'n Abida hierso vir my." Ja. Hy foi tog. Ek is seker met die galik dan ook partykeer Vijay. Ah. As ek wat dan, maar okay. Ons los maar om die vrede te bewaar. En ek gou die vis uit die yskas gaan haal. Wat ek nou gaan doen is wat ek nou gaan doen is ek gaan net gou voorberei. Ek sien jy omdat dit 2 halwes is, reg? Wow. Okay. Ek gaan net die bietjie wegskuif. Ja. Okay. Ek gaan hom wegskuif en die soek ek nou nie. Okay, daar's ons plaat. Ja. Nou, ek is iemand wat met die hand werk, né? Ek is nie nog van teaspoon dis teaspoon dat. Ja. Okay. So ek voeg 'n bietjie olie by. Okay. En dan sit hom op die foil. Op die foil Op die foil, ja. Want weet jy hoekom? Imagine jy 'n mens nou nog die plaat uitwas. Ja. Okay. So daai gaat nog nie werk nie. Reg, so wat ek doen is ek sit die pottestukkies hier op. Ja. Daar sê. Okay, van echte pottes moet maar lekker as jy vir hom byvoeg, veral in die visse, né? Dan kom my garlic smaak uit en hy Dania en allerlei lekker smaak wat jy bygevoeg. Okay, so ek gaan hom nou uit die yskas uithaal. Die vis is al klaar gesout al, soos ek vir jou gesê het, né? Maar nou, ek wil net gou my hande Okay, nou terwyl hy eintlik gou daar hande gaan was, bly ingeskakel. Ons is nou weer terug.
gaan vir julle sê, die Auntie praat so lekker Afrikaans dat ek is verbaas om te glo sy's eintlik regtig Engels, so verskriklik om 'n Afrikaans leer. Maar Auntie Wasila is nog besig nog haar by haar eie, want sy hou vir haar lekker daarop. Auntie, sê gou vir my, daai is mos nou soos ons sal sê die puis. Ja. So daai puis gaan hy nou hier op. Hy gaan hier Okay, op. nou- Maar ek sit hom eers op die kant van die skin side. Ja. Ja, want kyk, hy gaan mos nou so in die platen. Skin down. Verstaan jy? Hy word mos gegrill, skin down en die vleis Bo. Alright. Okay. Fine. So ek gaan nou dit doen. Ek gaan miskien nog 'n bietjie mos soek, né, maar okay. Mos. Het jy iemand wat jou kombuis gaan skoon? So, jy het my gevra om die yf net in ringe te sny, né? Asseblief. Okay, so ek dink Kan my nou, oor sal laat nou sit, nog so ja. lekker brand, nie, maar hy is so reg so. Nee. En hy moet Hy nie sal dik wees nie, hy moet dun wees. Dun of dik? Ja, nie te dik nie. Nie te dik nie, Ja, maar want hy's kyk, okay ek gaan mos nou bak in die oond. Ja, alright, so daai's okay so. Okay. So kyk eens so Nou, maar- nou daai een kant is nou klaar. Dan Ja. plaas ons hom daar in die platen. Goed. Okay. Kyk hoe lekker lyk hy daar. Ja, oh yes. Sure. En dan gaan ons vir hom omdraai hier. Okay. En ons het dan met te veel gemors gemaak. Okay. So die begin van die smeer kom altyd eers op die skinkant. Okay, op die skinkant Ja. eerste. Okay. Okay, want ons sit hom mos nou, hy bak mos nou in deur die skin, reg? Alright. Okay. Alright. Nou, Auntie Wasila, vertel gou vir ons, kyk jy's ook daar nou behalwe kook en so aan. Wat is dit wat u ook doen? En kom ek sê net daaglikse so verbygaan en so aan. As ek betrokke met met March Ladies. Goed. Right? Okay. Nou, March Ladies is eintlik 'n groep vrouens wat al 27 jaar bestaan. Goed. Hulle het begin 27 jaar gelede. Ja, right? alright. Nou, March staan vir Muslim Association of Red Cross Hospital. Wow. Ja, nou wat ons doen is, ons reisfunds Ja. vir die Red Cross Hospital. Hulle is in daai need van funds, reg? En hoe ons dit doen, ons het elke jaar 'n ladies evening, Ja. dan is dit 'n themed evening. Goed. Okay, so whatever the theme is, gaan ons met nou dan verkoop ons tickets, ons gaan na 'n lekker venue Ja. en dan party ons soos jy nie kan glo nie. Okay, ladies like ons dit doen en by mekaar kom. Anders wat ons ook doen is ons het elke jaar 'n pre-Ramadan dhikr. En met die pre-Ramadan dhikr ons versamel geld en almal die proceeds gaan om die food parcels te maak for the needy. Kyk hoe dat ons baie ja, so ons sal nou sê miskien 60, 70, 100, dit hang af van hoeveel ons kan kry. Reg? Dit is wat ons doen jaarliks. Okay. Dan ook met die Gift of the Givers. Ons is associated met hom ook met Dr. Suleiman Isma. Ons versamel geld vir hulle ook, maar dan rally ons rond, onze familie, onze vriende, onze kinders, wie ever almal help om geld by mekaar te, whether it is vir 'n flood relief of any project wat hulle het. Right? Ons is 12 ladies, in March Ladies, right? Ek is nou 6 jaar met hulle, maar hulle bestaan al 27 jaar. Shame, mag Allah vir hom Jannah vergun. Mr. Khan is nou net onlangs oorlede. Okay. Ja, en hy is die man wat eintlik vir die March Ladies gestig het. Ja. Ons is 'n klomp vrolike ladies. Een keer in die maand, een keer in die maand. Het ons lekker breakfast en het ons so 'n meeting en alles. Maar omdat dit nou lockdown gewees is, sien ons nie meer so baie van mekaar nie. Want kyk, al die ladies is al 'n goeie age en dit is risky. Reg? So vir daai sal ons nou social media, ons WhatsApp groep en whatever, maar ons kry nog altyd ons dingetjies gedaan. Ons gaan nie die pre-Ramadan dhikr nie, omdat dit mos nou lockdown is en dit is 'n bietjie risky. So wat ons gaan doen die jaar is, ons onder mekaar, ons March Ladies, sal ons families vra vir donations om die parcels te doen. Okay, so that's basically what March Ladies doen. Ek is baie happy om saam met hulle te wees, omdat ook ons werk vir, kyk die ICU unit, het ons geld ingesameld daarvoor, emergency unit, die burns unit, en ja, daar was baie ander projects wat ons nou mee besig is. Sjoe,
ek moet daarom sê, die mense is aan besig, né? Ja, gevaarlik besig. Maar mag Allah vir hulle alle krag en gesondheid gee. En baie barakat aan die bietjie geld wat hulle gee of het of bymekaar sit, barakat insit in inshallah sodat dit van nog baie meer organisasies kan gaan. Antie Soraya, daar is die vis nou sommer lekker gesmeer. Ja. Wat is die res gewoon? Nou moet ons nou ja. Ja, ek wil dit dan nie vir my gou. Okay, so ons pak hom dit. So ek sê nie te fyn sny nie, né? Nee, so baie fyn. Okay. Hy gaan nog sy op en dan gaan ons die peppers oppak. So wat hierdie wat Abida, jy staan mooi met jou peppers op. Kyk hoe oulik lyk jou peppers op my vis man. Nee. Ek dink ek moet vir jou gaan haal om die peppers te sny. Agali, ek kan nie help nie, maar ek maak nie bolligheid vandag. Jy is in die skop, ja. Dis Okay. En dan weet ek bietjie Dania en dan dolp ek net so 'n bietjie botter op. goed. En dan is ek om in die on te gaan. En ek gaan net about 12 minutes vat. 12 of 10 En ek minutes. gooi niks sous en goeders oor as ek klaar is. So sê ek gaan nou die botter, maar ek gaan sommer hierdie lepel gebruik. Ja. En dan sit ek so lekker dik dollops of butter op. Ah, Ja, en hy gaan mos nou lekker smel. okay. Ja. Dan so. Maar ek moet sê, party mense gaan daarom all out in Ramadan, alhamdulillah, Ek weet baie mense hou nie van vis in Ramadan nie, maar Ja. ek sê mos vir jou, omdat Ghalib so lief is vir Vir vis. vis. Hy het nie probleem nie. Hy sê hy drink net genoeg vis voor Fajr. En dan is ek ei voor 'n wy. Okay, so dan en dan gaan ek net 'n bietjie. Weet julle wat, die antie praat nou van vis, né? En Ankel Galik hou nou so baie van vis. Ek wil nou weer iets anders gesê het, maar ons los maar daai. As julle groot mense is, dan sal julle weet presies wat ek nou wil gesê het as ek praat van vis. Okay. So, as hy nou in die oond gaan, 12 minute omtrent, Ja. haal jy vir hom dadelik, haal jy vir hom dadelik uit of los jy hom nog daarin? Ek wil hom so vir 'n paar minute. Okay. Net kan jy in die vir 10 minute. En daar sê, soos julle nou kan sien, in die oond 10 tot 12 minute, los hom so 'n paar minute nog en as hy daar uitkom, proe hy sommer baie lekker. Maar soos julle weet, ons kan nie nou proe nie, maar later as hy dan afgaan, inshallah, is ons daar so. Julle bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Nou ja mense, daar kan julle nou sien hoe lyk Auntie Wasila se lekker grill fish. Auntie Wasila, hardloop gou vir ons kykers deur die bestanddele wat jy hier gebruik het. Okay, basically het ek 'n vis masala, puri, jeera, spiceful fish, en dan het ek vasse garlic, vasse dhania, 'n klein bietjie crushed chilies, okay, en dan het ek hom gemeng met suurlemoensap, reg? Goed. En ek het olie gebruik. En daar was die paste om die masala vis te maak, reg? Ek het hom gegarnish met red, yellow en green peppers, Ja. wat jy so oulik gesny het. Okay, en dan het ek obviously nou dhania opgesit. Hy bak mos net vir 10 tot 12 minute, okay? En dan het ons hom net gegarnish weer met 'n klein bietjie dhania en suurlemoen wedges. En daar is hy. That's it. En hy lyk soos daai. Alhamdulillah, shukr. Nou, I hope you're gonna enjoy it, Buka time, inshallah. Inshallah. Yeah, because it's soon Buka time. Nou soos julle kan sien, lyk daai nou nie lekker nie, hè? Verskriklik. En ek kan vir julle sê, die goed wat op hierdie tafel is maar nie seker die kwart wat nog moet kom nie. So julle kan net imagine hoeveel mense is vandag hier. Want dis 'n family occasion alhoewel dit Ramadan is. En dan kyk nou net hier. Dit is mos nou 'n dadel, né? Maar ons sê mos sommer 'n darel. Maar ek gaan vir julle sê ek eet nie hierdie goede nie. Hoekom? Dit lyk soos hy groot kakkelakke. So, oh no, dit gaan nie in my mond nie. Seker maar as ek hom moet opsny en dan gaan ek hom stukkie vir stukkie eet, maar so gaan hy nie in my mond nie. Maar ek gaan vir julle sê, bly maar lekker, maar ons gaan hierna sommer baie lekker proe.
my en Auntie Wasila Abrams. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir 'n man met die naam van Fahim Stellenboom.